Die wet op billike indiensname se nuwe konsepregulasies is onwerkbaar. Sakeliga het die jongste konsepregulasies vir die wet op billike indiensname se kommentaar van dese week ingedien. En daarin sê ons dat die regulasies wat omvattende kwotas vir rasgebaseerde indiensname stel, onwerkbaar is en teruggetrek behoort te word. In ons kommentaar stel Sakeliga dit dat die konsepregulasies onsamehangend is. Dit bied weinig deursigtigheid oor die data en metodiek indien enige wat gebruik is om die kwotas te ontwikkel. Dit word in die regulasies teikens genoem. Ons prokureurs het reeds in 'n brief aan die minister versoek dat alle data en die metodiek waarop gesteun is om die teikens te bepaal aan ons voorsien word. Die konsepregulasies kom ook neer op 'n poging om besighede sover te kry om dinge te doen wat die regering vrees onwettig bevind sou word indien die staat dit self sou doen. Die minister gaan slim te werk. Deur homself te beperk tot die stel van teikens vir besighede, ontwyk die minister die sleutelvraag, naamlik, hoe is daardie besighede veronderstel om hulle personeelsamenstelling op grond van ras te verander, sonder om regsaanspreeklik en eties aanspreeklik te wees daarvoor dat hulle mense op grond van ras aanstel en afdank. Die minister probeer ontglip aan al die regsaanspreeklikhede. Die konsepregulasies is maar slegs die eerste stap en wat bedoel word as 'n reeks van kwota-eskalasies in die jare wat voorlê. Wanneer 'n besigheid eenmaal op een of ander wyse daarin sou slaag om aan een van die minister se kwotas te voldoen, dan sal dit met vernietigende boetes as straf verbied word om daarna van die nuwe maatstawwe af te wyk. Boonop sal besighede voortdurend gedwing word om hoër en hoër kwotas vir sommige rasse en geslagte na te kom en laer kwotas vir ander, totdat hulle personeelsamenstelling oënskynlik uiteindelik die rassesamenstelling van die land op elke senioriteitsvlak weerspieël. Die huidige konsepregulasies volg op die nou vergaande konsepregulasies van verlede jaar 2023, wat stil onttrek is na baie sterk opposisie destyds deur Sakeliga en vele ander. Ons kommentaar op die 2024 regulasies nie teenstaande, wil ek byvoeg. Ons is steeds van mening dat die 2023 wysigingswet op billike indiensname self onkonstitusioneel is. Die wysigingswet wat in April verlede jaar deur president Cyril Ramaphosa onderteken is, gee voor om die regering toe te laat om sulke demografiese kwotas aan private werkgewers voor te skryf, ongeag of hulle met die staat sake doen. Dat die voorskrifte voorlopig beperk sal word tot maatskappye met 50 of meer werknemers is geen rede tot troos nie, aangesien dit bloot neerkom op die stuksgewyse instelling van 'n fundamenteel onaanvaarbare beleid, wat uiteindelik na werkgewers met laer personeelgetalle uitgebrei sal word. Sakeliga sakelei daarom aan, om ferm te bly en geen verandering aan hul indiensnamebeleide aan te bring vir die doeleindes van die konsepregulasies nie. Gegee die minister se klaarblyklike bereidwilligheid om hierdie wilde spronge te doen in die ontwerp van sy kwotas, is daar tans werklik geen duidelikheid oor wat die uiteindelike regulasies is wat hy hoop om te maak nie. Wat nog te sê die tydlyne waarteen hy dit in werking gestel sou kon kry. Sowel die wetswysiging as die konsepregulasies bly hoogs aanvegbaar in litigasie, onuitvoerbaar in praktyk en algeheel teen die openbare belang.